Goeiemôre ook aan alle gelowiges wat inskakel vanoggend op wandel in die woord. Vrydagoggend, die 18de April en vandag is Goeie Vrydag. Goeie Vrydag natuurlik net vir gelowiges. Hulle wat glo aan die offer wat Jesus Christus gebring het. Ons het vanoggend 9:00 ons Goeie Vrydag erediens en ons nooi almal uit om ook hierdie erediens te kom bywoon. En mag jy op hierdie Vrydagoggend iets kom beleef van die dieper betekenis wat die kruis ook vir jou en vir my inhou. Wanneer 'n mens deur die Nuwe Testament blaai, kom jy agter watter ongelooflike betekenis die kruisiging van Jesus het vir ons wat in hom glo. Daar is werklik ware magtom pragtige gedagtes hieroor in die Nuwe Testament. Ons almal weet dat die Nuwe Testament sê dat Jesus se dood aan die kruis ons vrykoop van ons sondes. Maar daar is nog baie ander wonderlike gedagtes oor die kruisiging van Jesus wat ons nie altyd so maklik raak sien nie. Kom ons kyk na byvoorbeeld 2 van hulle. Markus vertel byvoorbeeld vir ons dat die rede hoekom Jesus hierdie verskriklike lyding aan die kruis moes deurmaak, eintlik die bewys is dat Jesus werklik die Messias is, die Seun van God is, want dit was die voorspellings van die profete. Lukas kom weer met 'n ander invalshoek en Lukas wys vir ons hoe Jesus aan die kruis gehang het as verlosser vir alle mense. En selfs aan die kruis, wanneer daar van die mense is wat hom jammer gekry het en ander wat hom gespot het, uiter Jesus die woorde daar in Lukas 23 vers 34, Vader vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dan kom die mens agter dat Jesus het hierdie hart vir mense, selfs ongenaakbare mense. Die liefde kom na vore. Dan as ons Johannes oopmaak en uit Johannes uit lees, gee dit vir ons 'n ander prentjie wanneer hy sê die kruisiging van Jesus was nie net swaar kry nie. Dit was ook reeds deel van Jesus se verheerliking. Dit was as dit ware koning Jesus se troonbestuiging. Paulus weer kom en sê dat Jesus se kruisiging vir ons wys hoe absoluut gehoorsaam Jesus aan sy Vader was. Hy sê ook dat Jesus se kruisiging vir ons God se krag en wysheid wys. Dit maak ons vry van sonde en bring ons vrede tussen God en ons. Hoe pragtig is dit nie? Mag hierdie dieper betekenisse ook op hierdie Goeie Vrydag vir my en vir jou as gelowiges diep raak. Mag Goeie Vrydag vir jou besonder 'n Goeie Vrydag wees. Kom ons bid dit vir mekaar en vir die wêreld. En mag hierdie betekenisse van die verskillende apostels wat hulle heg aan die kruis waarlik elkeen vir jou tot 'n nuwe diepte in jou geloof begelei. En mag die Gees hierin vir jou voorgaan. Dit is ons gebed op Goeie Vrydag. In die naam van Jesus, die gekruisigde, maar ook die opgestane. Amen.